die voorreg dat julle ons gun om hier saam met julle te antwoord en die leiding vir ons program. Is absoluut vir ons 'n baie groot voorreg. Goed, so miskien moet ons maar net ons skerm nog net daar. Sí. ¿Listo? Ik druk niks wil werk weer volgen. Baie dankie. As ek Jakobus 1 vers 22 nou kampvergadering tema taal kan omskep vanmôre, dan glo ek dit sal hierdie antwoorde probeer het. Kan iemand die kerk asseblief roep daar buite, want die wêreld wag. Ons sê so maklik dat die wêreld wag vir Jesus, maar miskien moet ons eerlik wees vanmôre. Miskien wag die wêreld nie vir nog 'n preek nie. Miskien wag die wêreld nie vir nog kennis nie. Miskien wag die wêreld nie vir nog beloftes nie. En miskien wag hulle vir iets wat eg is. Iemand wat eg is. Hulle wag vir mense wat leef wat hulle glo. Hulle wag vir hoop wat sigbaar raak in aksie. Hulle wag miskien vir iemand wat kan wys hoe lyk geloof wanneer lewens uit mekaar val. Wanneer lewens in duie stort, alles om jou in duie stort. 'n Wêreld wat wag vir die kerk of vir die bruid is nie 'n nuwe probleem nie. Daar was al 'n tyd gewees toe 'n hele stad gewag het. Want nie eens geweet het hulle was besig om te wag nie. 'n Stad vol geraas, maar leeg van waarheid. 'n Stad vol mense, maar min wat werklik God verteenwoordig het. En die skokkende ding is die volgende. God het nie regtig by hierdie stad begin nie. Hy het begin by een man in daardie stad. Hy het begin by Lot. Wanneer God die wêreld wil bereik, dan kyk hy eers na die mense in sy kerk. Gaan hulle na sy kinders kyk wat inkom. En terwyl Sodom gewag het, het Lot stadig aan, begin stil raak. Hy het aangepas by die wêreldorde. Hy het begin kompromieë aangaan. Hy het opgehou om 'n stem vir God te wees. Hy het opgehou tot op die punt waar die waarskuwing toe kom. Niemand, toe die waarskuwing kom, het niemand hom weer ernstig opgeneem. So die vraag van môre wat ons hier moet vra is nie net hoe boos was Sodom, maar eerder waar was die stem in Sodom gewees? Want 'n wagtende wêreld het nie net 'n boodskap van oordeel wat gaan kom nodig nie. Hulle het 'n werkende kerk nodig. In Jesaja 16 vers 1 en 2 staan daar die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê hy vir Jerusalem, of mens, sê vir Jerusalem wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Dan skets Jesaja 16 vers 48 tot 50 verder. So seker as wat ek leef, sê die Here my God, jou suster Sodom en haar dogters het nie gedoen wat jy en jou dogters gedoen het. Jou suster Sodom se sonde was dat sy en haar dogters selftevrede en rustig in hoogmoed en oorvloed geleef het en vir die mens in nood en die arme niks oorgehad. Vers 50. Hulle was hooghartig en het voor my oë afskuwelike dinge gedoen. Daarom het ek hulle laat verdwyn, soos jy gesien het. So in hierdie hoofstuk van Jesaja noem God dat Jerusalem later erger te kere gegaan het blykbaar as Sodom in hulle handel en wandel. En dan vergelyk hy wat Sodom se oortredings was en wat hom so ontstel. En ek het dit daar in hoofletters vir julle geplaas. Hulle was selftevrede en rustig in hulle hoogmoed
en hulle het in oorvloed geleef en vir die mens in nood en die arme niks oor gehad nie. Sodom se grootste sonde was nie net daardie boosheid waarmee ons so goed vertroud is nie, of wat ons altyd dink dit is waar dit is net die be-all and end-all. Dit was ook die onverskilligheid of hulle apathiese gebrek aan medelee en gemak. En 'n ander woord daarvoor is natuurlik luiheid. Hulle het geleef asof daar geen dringendheid was nie. Asof daar geen oordeel aan die kom is nie. Hulle het geleef asof daar nog baie tyd voor was. En toe het die sperdatum, die genadetyd se sperdatum aangebreek. Maar dank die Vader, ons sien God bly genade. En net voor die oordeel gekom het hy genade bewys. Hy het engele gestuur, 'n uitweg is gegee, en duidelike instruksies. Vlug, moenie omkyk nie, beweeg. Lot het in sy wagboot geaarsel, en sy vrou het kollaterale skade gelei. En hierdie is ook die tragedie van 'n wagtende wêreld. Jy raak so geheg aan die wêreld se doen en late, en hulle laat toe dat hulle sinne verdoof word, en dat hulle hoor, maar hulle beweeg nie. Ja, soms hoor die kerk ook God se roepstem, om te gaan na 'n wêreld wat wag, maar ons beweeg ook nie. Jesus sê vir ons later, in Lukas 17 vers 32, onthou Lot se vrou. Dink aan die vrou van Lot, onthou haar. Moenie vir haar jammer kry nie, moet haar nie bewonder nie, soos ons geneig is om te doen met mense wat 'n lewe van gemak kan bekostig. Moenie jammer kry nie. Sommige teoloë spekuleer dat sy nie graag haar lewe van gemak en weelde en oorvloed wil agterlaat vir wat vir haar na 'n baie onsekere toekoms gelyk het. En min besef hulle dat dit wat God haar kon bied, was sou oneindig meer wees as die sogenaamde rykdom aan Sodom en Gomorra. Wat ook al die rede, ek is seker, ons sien baie hiervan in ons samelewing vandag, en ek wonder of dit die rede is waarom sy bloot net bekend staan as mevrou Lot, of Lot se vrou. Ons ken nie haar naam nie. Mevrou Lot se gemaksigtigheid, vir persoonlik heel moontlik een van die redes waarom ons soms die rug op God keer en dan omkyk. Jesus sê, onthou haar. Sy het fisies uit Sodom uitgegaan, maar haar hart het agtergebly. Sy het nie noodwendig aangekyk net uit nuuskierigheid nie, maar heel waarskynlik uit vrees vir haar lewe van gemak wat sy nou kwyt is. God was besig om haar te red, maar haar hart het verlang na dit wat hy besig was om te oordeel. Waarom het die Here nodig geag om Sodom en Gomorra op hierdie manier te vernietig en vir Jerusalem so te tugtig deur om te waarsku dat hulle nog erger dinge aangevang het as Sodom en haar dogters wat hulle gedoen het? Wetenskaplikes was verward toe die bome in hulle verseelde biosfeer te kweek het, aanhou omval het. Hulle het uiteindelik uitgevind dat die biosfeer windkorrel, wat die nodige spanning verskaf het om die bome sterk genoeg te laat groei om hulself te ondersteun. Geen spanning, geen krag. Die ons wat na die gym toe gaan, sal dit ook weet nie. Wat gebeur as ons gemaklik raak? Wat is die gevaar hiervan? Ons koester 'n valse gerusheid en voel veilig, en dan raak ons stil. Ons vermy die wind. Jesus sê in Lukas 17 dat in die laaste dae sal mense aangaan met die lewe, soos altyd, hulle sal geëet het, gedrink het en getrou het, en intussen is die oordeel baie nader as wat hulle dink. En dan herinner die Here vir ons, dink aan die vrou van Lot, onthou haar. Om sonde te wil behou, terwyl jy redding soek, is geestelike sabotasie. Om vas te hou aan gemak terwyl God jou roep, is nie genade nie. Dit is 'n opstand, dit is 'n rebellie teen hom. En hier is nog 'n ongemaklike waarheid. Wanneer jy weier om los te laat, kan jou geestelike groei ook geblok word. Want jy bly vashou, kan jou alles kos. 'n Kerk wat gemak koester, of kies om onaktief te wees, en nie betrokke te raak nie,
bevind onsself ook kort voor lank in 'n verseelde biosfeer. Word 'n kerk wat baie swak raak aan. En 'n onaktiewe kerk wat dit doen, laat die hele wêreld sonder hoop. Nou kom die vraag, wat keer ons om aan te beweeg? Wat keer ons om op te staan en aktief te raak? Baie van ons het verskonings. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie genoeg kennis nie. Ek is nie 'n predikant nie. Ek is nie dit nie. Ek is nie dat nie. Ek is nie belangrik genoeg nie. Ek wil vanoggend poog om elke liewe verskoning wat jy dalk vir jouself mag opdis in jou gedagtes te vee toe uit die skrif. Sodat jy vanmôre hier kan uitstap toegerus met 'n, al is dit net een teksvers, of met 'n kennis wat kan opbou en wat gaan bydra tot 'n volk wat nie verlore kan gaan nie. In 1 Korintiërs 1 vers 27 staan daar, maar wat dwaas is in die oë van die wêreld, het God uitverkies om die wyse mense tot skande te maak. En wat swak is in die oë van die wêreld, het God uitgekies om wat sterk is tot skande te maak. God kies dikwels die wat die wêreld as eenvoudig of swak beskou. Indien jy jouself so beskou, is 'n goeie geselskap. Jakobus 2 vers 5. Luister my liewe broers, het God nie die wat arm is in die oë van die wêreld uitverkies om ryk in die geloof te wees en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. Armoede of eenvoud keer nie dat iemand ryk in geloof kan wees nie. Handelinge 4 vers 13. Toe die raad die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en agterkom dat hulle ongeletterde en ongeleerde mense is, as hulle verbaas, hulle het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. God het vissers gebruik, nie skrifgeleerdes nie, om sy werk te doen. Rigters 6 vers 15. Asseblief my Heer, het Gideon geantwoord, hoe kan ek Israel red? My familie is die swakste in die stam Manasse en ek is die geringste in my familie. God roep op diegene wat hulle soms self as die geringste of die minste af. Amos 7 vers 14 en 15. Ek was nie 'n profeet nie. Ek ook nie die seun van 'n profeet nie. Ek was 'n veeboer en 'n versorger van vyebome. Maar die Here het my van agter die klein vee af weggevat. Amos was 'n boer, maar God het hom geroep as 'n profeet. Dankie Vader dat verhale so Sodom en Gomorra, waar 'n wêreld wag en die mens huiwer, nie net daar eindig nie. En dat God nog altyd mense het wat gewillig is om te beweeg, waar ander kies om stil te bly of stil te sit. Baie jare gelede was daar 'n eenvoudige skaam sondagskoolonderwyser met die naam Edward Kimball. Hy was nie 'n predikant of 'n evangelis nie, net 'n nederige man wat omgegee het vir jong mense. Een van die seuns in sy klas was baie opstandig, onverskillig en het nie juist belang gestel in geloof nie. Maar Edward het besluit, ek gaan hierdie kind sien daar waar sy werk. Ek gaan 'n bietjie met hom gesels. En daar by die werkswinkel, hy het in 'n skoenwinkel gewerk, het hy hom gaan opsoek. Hy het met 'n bewerige stem, sê hy, en met klam hande, soos ek nou voor julle staan moet vanmôre, met hom oor Jesus gepraat in die agterkamer van die werkswinkel. Daardie dag het die jongman besluit om sy hart vir die Here te gee. Daardie jongman was Dwight L. Moody, wat later een van die mees invloedryke evangeliste geword het. Duisende het tot bekering gekom deur Moody se bediening. En die storie stop nie daar nie, die vonk het versprei. Dwight L. Moody het vir Wilbur Chapman beïnvloed, 'n ook 'n evangelis wat duisende mense bereik het. Chapman het weer vir Billy Sunday geïnspireer, 'n vuurwarm prediker van die vroeë 1900s. William Ashley Sunday was 'n Amerikaanse evangelis, maar hy was ook 'n professionele bokbal buiteveldwagter. En hy het vir 8 seisoene vir die nasionale liga gespeel, voordat hy die mees invloedryke Amerikaanse prediker geword het tydens die eerste 2 dekades van die 20ste eeu. William Ashley Sunday of Billy Sunday, hy het vir Mordechai Ham, seker mense, Mordechai Ham aangeraak. En hy het een aand op 'n plaas in North Carolina het hy gepreek, waar 'n jong seun met die naam van Billy Graham tot bekering kom.
Billy Graham het na rame oor die 215 miljoen mense in meer as 185 lande met die evangelie bereik. En dit alles het begin met een skaal onderwyser met klam hande en 'n bewende stem, wat die moed gehad het om 'n seun te gaan opsoek. Het ons enige verskonings? Nee, onmoontlik. Nadertuis, in 2014 het die Smithsonian tydskrif 'n uitgawe vrygestel oor die 100 mees merkwaardige Amerikaners van alle tye. Een van hulle is Ellen G. White. Sy het ten tye van haar afsterwe in 1915 het sy meer as 2000 visioene gehad en drome. Baie van hulle het in die openbaar gewees, selfs voor gemeentes. Sy het meer as 5000 periodieke artikels geskryf en ongeveer 140 boeke. Haar werk was meer vertaal as enige ander outeur in die geskiedenis en sy was ook die Amerikaanse outeur wat die meeste artikels en boeke ooit geskryf het. Haar werk het duisende bladsye oor gesondheid en die fisiologie van die menslike liggaam, soos deur die Skepper homself aan haar geopenbaar was, ingesluit. En in die laaste 100+ jare na haar dood, het die wetenskap baie van haar geïnspireerde insigte bevestig en moet nog meer ontdek. Ek het pas 'n boekie voltooi vir die kinders oor E.G. White se lewe. Ek het begin delf in haar geskrifte. Ongelooflike verhale. Sy was 'n ongelooflike dame, klein dogtertjie, wat met 'n ernstige ongeluk wat die hele beweging aan die gang geplaas het. Asseblief ek wil julle aanmoedig, gaan lees wat die Here vir haar gedoen het. Hoe hy haar geloof beloon het en hoe hy al hoe meer haar geloof versterk het en haar ervaringe verbreed het. Dit wat hy vir haar doen, om baie duidelikheid op geskrifte, is dit wat hy vir ons kan doen. Hy wag net vir die kerk om op te staan en te begin werk. In Lukas 10 vers 2 sê dit, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Dit is 'n baie bekende teksvers nie waar nie. Ekskuus tog jammer, ek lees eers die oggend. Moenie die dag van klein beginne gering ag nie. Sagaria 4 vers 10. Dan kom die vers, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Miskien wil die kerk vandag aanvaar dat jy een van die min arbeiders dalk is. Dat jy een van daardie enkelinge is wat God vandag roep, sodat hy in jou en deur jou baie groot dinge kan bereik en verwag. My vraag aan u vanmôre is, sal jy ook jou hand opsteek en die oes in help inbring, asseblief. Elke oomblik tel. Sal jy ook glo in sy krag? Neem die stap in geloof en aanskou hoe hy jou kan gebruik om die oes veilig in te bring. Die Here beseën soos wat u hierdie versoek oorweeg in jou hart. En mag die Here u lei op die pad vorentoe en mag ons weer hier by mekaar kom by 'n aanvergadering. En mag ons nie Billy Graham en Billy Sandhuise getuienisse op die skerm flits nie, maar mag dit julle sien wees. En mag ons die loof en prys daarvoor. Amen. Kom ons sluit dit oop. Ons Hemelse Vader, ons kan nie vanmôre hier uitstap soos ons ingekom het. Die oes wag en mense wag. Die stem dit sag, Here, in ons harte en help ons Vader om nie hierdie oomblikke van toewyding wat ons hierdie naweek maak net hier agter te laat neem. Wanneer ons weer uitstap in die wêreld en die geraas daar buite, wanneer die lewe weer ons aandag wys, Here, mag ons onthou dat dit is U wat ons lei, dit is U wat ons stil maak. Dit is U wat ons kies en dit is U wat ons sal kies en dit is U wat elke tree saam met ons sal wees. Mag die kerk dit wat hulle hier onderneem vanmôre, mag hierdie oomblikke wat ons in hierdie naweek hier saam met U beleef, Here, mag dit iets in ons wakker maak, Vader. Iets wat ons nooit weer sal wil los nie. So daarom bid ek die seën af, Here, op ons teenwoordig, op ons geliefdes, waar hulle ook al vir hulle mag bevind, Here. Seën ons dan ook nou in die lesstudie, Here, en mag ons die dag saam met U geniet, Vader. Mag ons U gedurig voor oë hou. Ons vra dit in U naam, amen.